Hallo julle almal, ons is lekker hier in Bloemfontein en ek wil nou daarom net dadelik vir julle sê, ek preek mos nou Sondag, dit is nou die 18de, kyk ek neem hierdie preek nou voor die tyd op, dit is nou al laat nag, maar môreoggend met ander woorde, 9 uur is ek daar in die Klipkerk, die ou Klipkerkgebou self, en dan 10 uur die Engelse diens, maar oké, so die van julle wat nou die diens in die Klipkerk gaan bywoon, weet dan nou, moet nou nie voor die tyd, hy kan nou nie dit van jou verwag nie, as jy wil, kan jy dit maar doen, maar jy hoef nou nie voor die tyd, vroeg, voor die kerk begin 9 uur, die boodskap te luister, want dit is dieselfde boodskap, wat ek gaan preek, wat ek nou opneem. Maar luister dit maar weer agterna, stuur dit vir mense, ensovoort. Hoorie, ek wil hoor, dit is baie lekker in Bloemfontein, hoor. Ons mis julle, ons mis die mense, lekker bloemies. Hoorie, so, ons is hier buite by Melinda, so studio, my blom. Ok, ek wil vir jou vra, wat wil jy eerst hoor? Die slegte nuus of die goeie nuus? Die slegte nuus of die goeie nuus? Van julle sal sê die goeie nuus, van julle sal sê die slegte nuus. Ek dink kom ons begin met die slegte nuus. Die slegte nuus is, daar sal negatiewe en slegte dinge in ons lewe wees. Daar sal slegte goed gebeur. Ek wil 'n voorbeeld gebruik, Jesaja 43. Israel is in ballingskap, weggevoer. Ek het al baie daaroor gepraat in my preke. Hulle het dit op hulle self gebring. Dis nou die ding, baie keer bring ons slegte dinge oor onsself. Ek sê nie elke keer nie. Ander mense kan dit oor jou bring, right. Maar hulle het ander sonde doen, agter die afgode aangeloop. Nou is hulle weggevoer na Babylon. En aan die ene kant was Babylonie, aan die ander kant Egipte. En net daai nare herinnering van hulle voorouers, voorgeslagte wat slawe in Egipte was, voordat Moses en Aaron hulle uitgelei het. Maar vreemde magte wat afgode aanbid het, wat die ware God nie aanbid en gedien het nie, en die Babyloniërs was nog erger as die Egiptenare, wreed, hulle het die volk van die Here gespot. En hierdie mense was bang. Dit is van die slegste nuus dat ons reageer op negatiewe, slegte dinge, met negatiewe emosies. Bekommernis, worries, angs, vrees. Ek kan maar net so vir jou ook vra, waarvoor is jy bang? Waarvoor is jy bang in jou lewe? Wat treiter jou? Wat is die magte wat op jou afkom in jou lewe? Elkeen van julle wat luister, sal iets anders noem as die ander persoon, maar ek glo ook, dat ons deel ook gesamentlik in 'n klomp dinge. Dit kan finansiëel wees, materieel, fisies, siekte, gesondheidsprobleme, gesinsprobleme, emosies, emosionele probleme, depressie, angs, kortsluitings in ons koppe. En natuurlik in ons samelewing. Maar goed, ek wil terugkom. Jesaja 43 skryf oor die negatiewe, slegte dinge in die Here se kinders se lewe.
Maar die profeet begin nie daarmee nie. Hou dit vas. Hy begin nie daarmee nie. Vers 1 is nie negatief nie. Maar kom ons gaan na vers 2 toe. So dis nou 'n belangrike ding wat ek vir julle opnuut wil leer. Ek het dit miskien al gesê ergens in 'n preek. Moenie in jou lewe begin en eindig met slegte negatiewe dinge nie. Omraam jou lewe met die positiewe. Dis wat Jesaja in hierdie eerste 4-5 verse doen. En baie dele in die Bybel. Gaan lees maar weer Psalm 23, 2 Korintiërs 1, Paulus se swaar kry en lyding, baie dele. Hier word 'n metafoor gebruik vir die slegte, vir dit wat vernietigend is, wat ons ondertrek. Ons geloof wil versmoor. Ons wil tot niet laat gaan, nee. Vers 2. Moenie in jou lewe met vers 2 begin. Ek begin nou daarmee, want ek wil mos nou die klem lê op begin met die positief in jou lewe. Maar goed, die slegte nuus is, as jy deur water moet gaan, is dit by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Wel, daar hoor jy klaar. Ook, dit is deurspek met positiewe dinge. Water en vuur is wonderlike elemente in die Bybel. Ek meen, Dina het vanaand hier 'n Raku kursus aangebied met 'n klomp mense. En die vuur, die vlamme, om daai wonderlike potte te produseer en om dit met water te spuit, fantasties. En ons weet mos nou, hoe erg kan droogte wees, ons moet water hê, reën. En hier is die ou vlammetjie, hier is die vuur, om in hierdie koue warmte te kry. Die Heilige Gees word in die Nuwe Testament beskryf in terme van die lewende water. En Jesus praat so oor homself op die lewende water. En dat ons lewende water vir mense sal wees, soos fonteine, om mense se dors, geestelike dors te les. En dan vuur, die vuur wat die slegte wegbrand, die vuur wat lig gee, warmte gee. Maar hier is dit die metafoor vir magte wat jou intrek, jou wil verskroei, seermaak, letsels wil laat. En dink maar aan om te verdrink, om geestelik te verdrink, onder die strome van slegte dinge deur te gaan, en te versmoor. Dis waar dit God se volk gegaan het. Hulle het veral geworstel, en hulle is gespot daaroor deur die Babiloniërs, oor waar is julle God? Is hy nie liefde nie? Is hy nie liefde nie? Kyk, hy voel vir julle niks, want dit was die ding, nie? Hulle moes dit gereeld, moontlik daagliks aanhoor. Nou in daai tyd, die afgode van die volkere was ook nie so baie lief vir die mense nie. Hulle het maar gedurig geleef in 'n wispelturige verhouding met die gode. Nou worstel Israel, is God nie maar dieselfde nie? Is God nie maar net 'n nasionalistiese God? En wanneer hulle land verloor het, Israel, Jerusalem, hulle tempel platgeslaan, het God agtergebly? Is hulle alleen? Is God liefde? Is hy almagtig? Kan hy hulle help? Wil hy hulle help? Miskien het jy al daarmee geworstel, maar hoor hierdie wonderlike belofte, jy sal nie wegspoel nie, vuur nie skroei nie brand nie. Dit wil nie sê jy sal nie letsels optel nie. Dit wil maar net sê, jy sal oorleef. Jy sal oorleef. Jy sal survive.
Daar's baie Bybelkarakters wat met letsels deur die lewe verder gegaan het. Jesus Christus het nadat hy opgestaan het uit die dood, aan die kruis gesterf het, vasgespijker aan die kruis. Hy het sy letsels aan sy hande en sy voete behou. Hy het dit gewys vir sy disippels. So het hy opgevaar na die hemel. Ons sal seer kry en die letsels soms maar moet dra. En selfs al moet ons sterf, hierdie is ook geen garantie, jy sal nou so oorleef dat jy nie sterf nie, jy kan miskien sterf, terminale siekte, 'n ramp, 'n ongeluk. Maar dan sal jy oorleef, dan sal jy deurgaan na die ewige lewe, na Jesus in die hemel, na God, jou Vader, daar waar God vir jou, soos Jesus in Johannes gesê, die evangelie van Johannes, 'n huis, 'n geestelike huis, voorberei het. Maar die belangrikste hier, ek is by jou. Ek is Here jou God, vers 3. Hy sê in vers 5 weer, ek is by jou. Mense, dis die kern, God wat sê, my genade, my vergifnis, ek begin voor met jou, ek is by jou, waardeur jy ook al gaan, waar jy ook al is, wat ook al met jou gebeur. Ons moet in slegte tye en omstandighede, dit oor en oor vir onsself sê, God, Jesus is by my. Jesus het mos in Matteus 28 gesê, ek is met julle al die dae tot aan die einde van die tye. Deur sy Heilige Gees in ons, by ons. Ons is nooit alleen nie. Ons moet dit inoefen. Ons moet dit in ons gedagtes en koppe oefen. Ons moet dit vir ons oor en oor sê, al voel ons dit nie. Al voel jy dit nie. Hy is by jou. En dit is die magtigste boodskap van die magtigste boodskappe om te vat. Om te sê, Jesus Christus het vir ons sonde gesterf, maar Jesus, God, die lewende God, is by jou. Mense ervaar lewens as godloos, eensaam, alleen. Nie mense wat afwesig is nie, en nie help en troos nie, maar hulle voel net, God is nie daar nie. Ons moet so praat en leef, dat wie ook al oor ons pad kom, sal weet, God, Jesus is by ons. Nou kan ons gaan na vers 1 en vers 4, omraam. Die Bybel skryf baie keer so, om te sê, God vou jou toe, hy omraam hierdie waters en vuur, nee? Hierdie dinge wat jou seer maak en wil aftrek. Hoekom gee hy uitkoms? Hoekom sal ons oorleef? Hoekom sal ons survive? Luister, so sê die Here, vers 1, en daarmee moet 'n mens jou dag begin, in jou gebede, dankie Here, dat U nog met my praat. So sê die Here, luister. Wanneer iemand vir jou sê, hoorie, luister bietjie gou hier na my, ek wil vir jou iets sê, dan stel daardie een mos nog in jou belang. Dan stel daardie een nog in jou belang. Wat jou geskep het. Jakob wat jou gevorm het, Israel. Jakob die ou aartsvader, Abraham, Isak, Jakob, een van die aartsvaders. Maar Jakob se naam sinspeel op 'n woord wat beteken bedrieger. Gaan lees maar weer die geskiedenis van Jakob. En dan ontmoet hy God. En hy weet hy's nie alleen nie. En hy tel 'n letsel op, né? Daar in die Jabok stoei hy met die engel van die Here, met die Here self, met God self. Hy tel 'n letsel op aan sy heup.
En mank gaan hy verder deur die lewe, maar hy weet God is by hom. En toe verander God sy naam en sê, nou sal jy Israel wees. Israel, dit beteken God veg vir jou, God fight vir jou. Wat is jou naam? Al is dit negatief, al noem mense jou dan wat, maar God veg vir jou. Jou geskep, jou gevorm. Pragtige beelde hierdie van die skepping. Ons is deel van God se skepping, daarom behoort ons aan. Want kyk, hy sê ook hier, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Want hy het ons gemaak, geskep. Dan as jy iets maak of skep, hierdie potte wat hierdie mense gemaak het, die by Dina se kursus, dis hulle sin. Hulle het betaal ook daarvoor, praat van betaal. Die woord van die Here sê, Jesus het duur, ten duurste aan die kruis betaal, hy het ons losgekoop van die sonde. Hy het die prys betaal, hy sy eie self het betaal. En ons het vrygekom. Geskep beteken se beeld, die woord, die Hebreëse woord, pottebakker, wat iets maak, klei. Ons is hier in die studio van Melinda, as Dina my rooikat pink flamink net so bietjie wys en beelde wat gemaak word in so en al die toebehore en alles en so, ja, die beelde is nou allemaal aan die oond, maar kyk net hier agter die dinge wat gemaak is, en dit behoort aan die een wat dit gemaak het. Maar God sê, ek is jou pottebakker, en dis wat skep beteken, maar gevorm beteken, ek vat dit verder, ek maak dit klaar. Mense, ek is getuie van hoeveel mense Dina self 'n ding begin en maar weer moet stukkend slaan en weer die klei brei ensovoorts. Jy weet, hoeveel goed in jou lewe jy begin en dit misluk, maar jy hou nie op nie, jy probeer weer. God sê, ek het jou gemaak, ek vorm jou, ek sal jou verder vat en vorm, en ek verlos jou, en die woord beteken in Hebreëus, ek vat jou van een punt na 'n ander punt. Ek verlos jou, hy eindig ook daarmee, moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders, vers 5 van die ooste af, ek maak hulle by mekaar. Met ander woorde, al die los dinge in jou lewe, kom ons pas dit so toe, al die los dinge, alles wat so uit mekaar geval het, alles wat so weggedwaal het van hier af, bring hy by mekaar. Bring hy na hom toe. Ek het jou op jou naam geroep, wat beteken, jy is nie 'n nommer nie, jy is nie gesigloos nie. Oral is ons nommers, oral moet ons ID-nommers gee, binnelandse sake, by die banke, waar ook al. God sê, ek ken jou op jou naam, en dit beteken ook in die ou tyd, ek ken jou behoeftes. Ek sal in jou behoeftes voorsien. Moenie bang wees nie. Daarom sluit hy ook af. Hy omraam nie, vers 5, moenie bang wees nie. Almal is bang. Dis nie 'n opdrag om nooit vrees te ervaar nie. Jesus was bang. In Getsemane voor hy sterf. Angs, sweet wat by Jesus was. Maar die woord beteken, moenie dat die vrees jou oorweldig nie. Moenie dat die bang wees jou so oorweldig, dat jy jou geloof verloor, dat jy nie meer aan die Here vashou nie. Om sterker as die vrees deur te gaan. En dan die groot ding ook, vers 4. Nee, sou Israel vir die Babyloniërs sê, en ek en jy vir die Satan en die bose en alles en vir onsself en vir ander. God sê, omdat jy vir my kosbaar is. Kosbaar, want hy het ons gekoop, so kosbaar is ons. Jesus het sy kosbare liggaam en bloed gegee, omdat ek jou hoog ag en jou lief het. Hoog ag, is belangrik, is nie niks nie. Jou lief het, onvoorwaardelik, aanvaar. Ja, ek wil nie die sonde in jou lewe hê nie, maar ek bly vir jou lief.
Ek gee mense in jou plek, volk in ruil vir jou lewe. Dit is maar 'n ou gebruik van daai tyd, een volk teen die ander, oorlog ensovoorts, en dan word mense losgekoop wat slawe was, soos die Perse het gekom. Die Perse onder koning Kores het die Babiloniërs oorwin, Israel word losgekoop, hulle gaan terug na hulle land toe. En hierdie lyn gaan deur Nuwe Testament toe. Jesus het ons losgekoop, het homself in ons plek gegee. En omdat ons die beeld van God is, ek sluit af, omdat ons die beeld van God is, soos die Bybel sê, Genesis 1, ons beeld van God, moet ons namens God mekaar help skep en vorm. En mekaar help verder gaan. Mekaar help om nie bang te wees nie. Mekaar help verlos van een punt na ander en vat, namens die Here, en mekaar op die naam roep. Mekaar nie gesigloos behandel nie. Mekaar help om deur die vuur en deur die stormwaters te gaan. Mekaar laat kosbaar voel, hoog geag voel. Mense moet kan voel, maar hulle word liefgehê deur ons. En dit is dan maar net 'n voorbeeld van God wat ons liefhet. Mag Jesaja 43 hierdie paar verse vir jou elke oomblik waar wees. Mag die goeie nuus oorweldigend meer wees as die slegte nuus. Amen.